Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. En ja, ons is besig met Johannes 7 vanaf vers 19 af. Het Moses nie vir julle die wet gegee nie? En nie een van julle voer die wet uit nie? Waarom probeer julle my dan doodmaak? Die skare het geantwoord: Jy het 'n demoon. Wie probeer jou doodmaak? Jesus het hulle geantwoord: Een daad het ek gedoen, en julle is almal verbaas, omdat Moses vir julle die besnydenis gegee het, nie dat dit van Moses kom nie, maar van die vaders. Besny julle iemand ook op die Sabbat? As iemand op die Sabbat die besnydenis ontvang, sodat die wet van Moses nie verbreek word nie, is julle dan van my kwaad, omdat ek op die Sabbat 'n mens in sy geheel gesond gemaak het? Moenie op die oog af oordeel nie, maar oordeel regverdig. Geliefdes, hier's 'n paar gedagtes wat ons kan deel oor hierdie teks. Die een is ek wil dit amper noem die spanning tussen wet en hart. Jesus konfronteer die skare, hy sê, het Moses nie vir julle die wet gegee nie, tog doen niemand van julle dit nie. Want hulle is uiterlik besig met die wet, maar innerlik gaan dit verby die hart. En ons moet dit vandag hoor. Dit is moontlik om baie godsdienstige dinge reg te doen, maar die hart van God te mis. En Jesus roep ons terug na gehoorsaamheid, wat uit liefde vloei. Iets wat baie sterk hier uitkom, is die blindheid van selfregverdigheid. En die skare dink Jesus is verkeerd en selfs gevaarlik ook. En hulle besef nie dat hulle op die rand van moord is nie. Met sonde verblind, en wanneer ons ander oordeel sonder om ons harte te ondersoek, kan ons maklik selfskuldig wees aan die goed waaroor ons ander kritiseer. Dan seker vir my die ergste van alles in hierdie gedeelte is dat een daad van genade ontketen hierdie woede. Jy weet, Jesus verwys na genesing wat in Johannes 5 plaasgevind het op 'n Sabbat, né? So hulle is kwaad oor 'n goeie daad, omdat hulle die Sabbat verkeerd verstaan, sê Jesus. En ons moet mooi dink oor dit, waar God se genade werk, is daar altyd mense wat eerder tradisie as die waarheid wil beskerm. En daar moet ek reguit vra, is my hart meer geheg aan tradisie as aan die Here se werk? Jesus openbaar die ware bedoeling van die wet. Nee, hulle besny op die Sabbat om die wet te onderhou, maar is kwaad dat Jesus iemand heel maak op die Sabbat. Jesus wys dat die Sabbat, en ons moet dit ook maar bietjie gaan kyk na hoe ons verstaan rondom ook ons eie Sondagvieringe en die wet. Dit was nooit bedoel om 'n las te wees nie, maar om lewe te bewaar. Dit gaan oor lewe voor die aangesig van God. Dan hierdie mooi ding van moenie oordeel volgens sy uiterlike nie. Nee, daar staan in vers 24, oordeel regverdig. Die skare sien net, jy weet, Sabbat, tradisie. Jesus het die Sabbat oortree. Jesus roep hulle, kyk na die waarheid. Hier is 'n mens genees, het 'n mens heel gemaak. As jy regverdig wil oordeel, gaan jy ander vrae moet vra. Wat doen God hier? Begin by 'n godsvraag. Ons vra ons altyd eers, wat doen 'n mens? Nee, begin, wat doen God hier? Weet, ons ek glo met my hele hart, God is altyd aan die werk. God is altyd besig om iets te doen. So vra, wat doen God hier? Wat is die vrug? Nie net die voorkoms nie, wat is die vrug wat hierdie ding dra?
En hoe lyk Christus se hart in hierdie situasie? 'n Woord vir vandag uit hierdie teks uit. Dit is maklik om ons geestelike lewe tot reëls te reduseer. Dit is maklik om ander verkeerd te verstaan. Dit is eintlik baie maklik om die Here se werk mis te kyk. Maar Jesus roep ons om dieper te kyk. Na die hart, die bedoeling van sy woord en die werking van sy genade. So ja, hierdie teks daag ons uit. Dat dit wat ons na kyk, is nie altyd so eenvoudig nie. Is nie altyd wit en swart nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, help ons om dit te gaan uitleef. Help ons om regverdig te oordeel, tot eer van U heilige naam. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.